Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Vrydag, die 28ste Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Vanmôre se skrif kom uit 'n paar gedeeltes uit. Ek wil iets oplig. Ek wil herinner. Ek wil hê dat u moet besef dat ons wat kinders van God is, ons wat wedergebore kinders van God is, ons wat deur die bloed van Jesus skoon gewas is, ons wat besluit het, ons glo aan Christus Jesus se kruisiging en opstanding. Ons glo wat sy woord sê. Ons wil hom volg, ons wil hom gehoorsaam wees. Daar's 'n skrif in Romeine 12 wat sê, vers 4 en 5, want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons elkeen het 'n doel in die liggaam van Christus. Ons elkeen het 'n werk om te verrig in die liggaam van Christus. Nie almal van ons is bidders nie almal van ons is mense wat die verborgenhede van die Bybel verstaan nie almal van ons het dieselfde gawes nie. Party van ons het 1 gawe, ander het 3 gawes, ander het 5 gawes. Dit maak nie saak nie en ons moenie jaloers wees op mekaar daaroor nie. Want ons bind die liggaam aan mekaar. En ons is daarom vir God te verheerlik deur dit wat ons het, en wanneer hy ons kan vertrou met min, dan gaan hy vir ons nog byvoeg, want dan kan ons ook vertrou met meer. En dit gaan oor die gawes, nie oor enigiets anders nie. As hy ons kan vertrou met 1 gawe, dan beteken dit hy gaan vir ons meer byvoeg, so met die tyd, sodat ons groei. Maar ons moet in 'n eenheid kan werk. Ons moet, al werk ons afsonderlik, nog steeds saam kan werk. Ons moet vir mekaar kan bid, ons moet vir mekaar bemoedig. Dit is ons doel op die aarde. Ons as kinders van God. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar kan bystaan. En sonder dat iemand ons herinner, moet ons die Heilige Gees na hom luister, en wanneer hy sê ons moet vir iemand bid, dan moet ons dit doen. Wanneer hy sê ons moet iemand help met iets, dan moet ons dit doen. Ons moet nie terughou nie, ons moet reageer, ons moet doen. Want dan verder is daar 'n skrif van Jeremia. Jeremia 32 vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. God praat hier deur die profeet Jeremia met jou en my. In die einde van dae, in die laaste dae, in hierdie tyd, 'n volk wees. Hoe kan ons almal nou een volk wees? En dit is baie eenvoudig, want ons is in een liggaam deur Christus. Kom ons kyk wat sê Galasiërs 3 vers 2 tot 9. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Nou, hoe ontvang ons die Gees? Hoe ontvang ons die Heilige Gees? Deur die wedergeboorte. Jesus was gedoop as 'n voorbeeld deur Johannes tot bekering van sondes, en dis dieselfde pad wat ek en jy moet vat. Ons moet gedoop word as wedergebore kinders van God tot bekering van sondes. En dan begin ons wandel in die Gees, want die Heilige Gees gaan ons ontvang, want die Heilige Gees kan nie in jou kom woon as dit vuil is nie, as jy sondes het nie. Daarom moet jy jou sondes bely, jy moet jou afkeer van hierdie dinge, jy moet tot inkeer kom, jy moet wedergebore word. En dis hoekom ons dit so toepas in ons lewe. Want dit is gehoorsaamheid, dit is die opdrag van God deur sy woord. So ons het nie die Gees ontvang uit ons werke nie, ook nie uit die wet uit nie, maar uit die prediking van geloof het ons dit ontvang. Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees.
want mense word afvallig. Jy sien, hulle luister nie na die Heilige Gees nie, hulle luister na wat die vlees sê. Die vlees het begeertes, die vlees wil dinge doen wat teen die Gees is. Teen die Gees is. En dan raak hulle afvallig. Hulle val terug in die wêreld in en hulle gee die vlees al hoe meer die oorheersing. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Een van ons grootste dinge in ons lewe, as ons gaan kyk na die wapenrusting van God, is dit tog so belangrik om te ag dat die skild wat die vuurige pyle van die bose afkeer, met ander woorde, wat ons help om die vlees en die bose magte te weerstaan, is geloof. Geloof. Hy wat julle in die Gees verdien en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Wanneer ons Bybels lees, dan voel ons skuldig oor dinge wat ons verkeerd doen in die lewe. Want die Heilige Gees herinner ons om in sy opdragte te beweeg. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So ons is nou kinders van Abraham. Vers 16 sê, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Christus. Vers 24 sê, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Luister mooi, gaan lees daai skrif. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Staan op in geloof, staan vas in geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons almal kinders van Abraham genoem kan word, maar deur dit kinders van God die Vader, omdat ons beklee is deur die doop van Christus Jesus, deur sy kruis, deur sy opstanding, kan ons wedergebore kinders wees van die almagtige God en Vader. Ons dankie daarvoor, Here, dat U vir ons hierdie genadegawe gegee het en dat U woord dit vir ons baie duidelik maak in Jeremia 32 vers 33, dat U vir ons die wet sal gee. Ekskuus, in Jeremia 33. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit. Spreek die Here, ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Here, dankie dat U vir ons daai gawe gee. Dat ons U kinders kan wees, dat ons U volk kan wees in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.